Heidi se ouers is oorlede toe sy net 'n jaar oud was. En sy toe by haar tannie Dete gaan bly. Sy het 4 jaar by tannie Dete gebly en al die tyd geglo dat tannie Dete haar enigste familielid is. Maar toe begin almal skielik praat van haar geheimsinnige oupa. Haar oupa met die naam Alm-U. En toe, op 'n dag, neem tannie Dete vir Heidi na haar oupa toe. Heidi sal van nou af hier by jou moet bly, want ek kan nie meer na haar kyk nie. Genoeg. Stil. Gee pad voor my oë. Ek wil jou nooit weer sien nie. En jy waag dit nooit weer om jou voete hier op my plaas te sit nie. Totsiens, Heidi. Dit sal uitwerk. Lekker werk, tannie Dete. Dete, wag. Toet jy tog nie na my geluister nie, Dete? En so waag vir klein Heidietjie by daai ou brompot laat bly. Ag nee man, dis regtig nie mooi. Nou wat moet ek dan anders doen? Ag, ek weet tog nie. Ek kon niks anders doen nie. Heidi het baie diep in my hart gekruip. Dink dit was vir my maklik geweest. Ag, ek weet dit was naar van my, maar ek is nog jong. Ek is maar 26 jaar oud. Na Heidi se moeder se dood het ek soos 'n moeder vir haar gesorg. Ons het skaars genoeg geld gehad om van te lewe. En nou het ek vir die eerste keer 'n voltydse werk gekry. In Frankfurt, Barbel, hoor jy nie hier nie? Nee, maar saam. En wie dink jy miskien sal bedags na Heidi kyk as ek nie by die huis is nie? Ag, nie een van julle wil verstaan nie. Ek's bevrees ek sal een of ander iets met jou moet doen. As oupa nie aan iets kan dink nie, kan oupa so lank by die huis wees. Dis miskien die beste ding wat ons kan doen. Del op jou klere en kom saam met my. Waarvoor het ek dan my klere nodig? Nou, jy is daarom vir jou 'n snaakse kind. Het kinders dan nie klere nodig? Ja, maar my klere pla my as ek wil speel, oupa. Nee. Ek het dit by die bokke geleer. Bring nogtans maar jou klere in die huis in. Ja. Is hier nog plek vir my klere, oupa? Jy sal wel 'n plekkie kry. Sjoe, dis 'n groot pot. Kaas, ek dink ek kry kaas. Is mos nee. Ja, doodreg. Oupa kook seker self omdat oupa hier alleen bly, né? Van vandag af gaan ek vir oupa kook. Sjoe, dis hard. Dis seker oupa se bed, maar waar gaan ek slaap? Net waar jy wil. Ek kan seker nie in die kaaspot slaap nie, né, oupa? Hoekom soek jy nie 'n plekkie waar vir jou nie? Hai, regtig? Ja. Dis 'n mooi plekkie. Ek wil net hier slaap. Ja. Dis baie mooi hierbo.
kyk hoe mooi is dit hierbo. Ek weet hoe dit lyk. Hallo? Wat het gebeur? Ryk oupa, lekker rykie hooi. Niemand in die hele wêreld het so lekker bed nie, net ek. Ek het gedink jy het van die leer afgeval. Maar wat skree jy so? O, ek hou hiervan. Dit ruik so lekker en is die mooiste bed in die hele wêreld. Ek wil altyd hier slaap, oupa. Hier en nêrens anders nie. Net hier gaan ek my bed maak. Dit gaan 'n bed en 'n half wees. Sjoe. Ek hoop oupa het vir my lakens. Dis nie lekker om sonder lakens te slaap nie. Of het oupa al 'n bed sonder lakens gesien? Nou goed, ek sal vir jou ingaan. Ek het van die begin af gesien dis 'n snaakse kindie. Maak gou, oupa. Hoor net. Uiteindelik. Nee, jy sal daaraan gewoond raak. Hier's baie tyd. Ja, ek weet, maar ons moet heel eers my bed regkry. Hoera! Dis lekker. Oeps. Lyk my jy het hulp nodig. Wat maak oupa dan nou? Ah. Is dit nou beter? Ja, dis sag. Lekker sag. Sjoe, oupa kan 'n bed maak. Hierso. Is dit nou so jy wou gehad het? Ja, dankie oupa, maar ons het iets vergeet. Die meeste beddens het mos lakens en komberse. Dis 'n probleem. Ek het nie bedde goed vir gaste nie. Ag, ek gee nie om nie. Ons gebruik sommer strooi daarvoor. Ja! Nou wag 'n bietjie, ek het 'n plan. Dink oupa, 'n mens kan daarin slaap soos mense in 'n slaapsak slaap. Wag maar, jy sal nou sien. Ah! Dis mooi. Is dit goed genoeg? Ja! Dis nog baie mooier as wat ek gedink het. O, ek wens dit wil nou aan voordat ek kan gaan slaap, oupa. Dink oupa ek sal die sterre sien. Ja, as jy deur die venster kyk. As daar nie wolke in die lug is nie, dan sien 'n mens duisende en duisende sterre. Regtig? Dink oupa ek sal die voeltjies vroeg in die oggend in die bome kan hoor sing. Die voëls en die wind. Regtig waar? Ja, ek hoor dit al so lank. Die wind klop aan 'n mens se venster. Partykeer baie saggies, partykeer baie hard. Dis maar sy manier van goeiemôre sê. Die wind ken baie stories. Hy kom van ver af. Jy moet nou mooi luister, Heidi. Luister na al die stories wat hy vertel. Is dit regtig waar, oupa? Ag nee, oupa, vlieg. Natuurlik is dit waar. Ek is bly, oupa. Maar hoekom het oupa dan net nou so gelag? Omdat ek nou net agtergekom het dat ek nogal van jou hou, Heidi. Dan sal oupa my seker kos gee. Jy's reg, ek het amper die kos vergeet. En nou ja, toe kom ons gaan. En so lyk die gevreesde almugie. Nou dat hy haar oupa leer ken het, kan sy glad nie verstaan hoekom die mense onder in die dorp so bang vir hom is nie. Miskien omdat hy so anders is as hulle. Die kaas lyk snaaks as dit so sag word, maar dit ruik lekker. Daar's hy.
gesellig. Ja, kom nog net een klein dingetjie kort. Jy het iets hiervoor vergeet. Ja. Is dit die regte een? Dis net reg. Sjoe. Is dan kinders altyd in eet. Nee. So ja. Lyk my ons moes liewer op die vloer gedek het. My eie tafel. Kyk nou 'n bietjie hier, oupa. Sien oupa nou alles in een sluk sonder om neer te sit. Ja, dis ons eie diere se melk. Beter sê jy nêrens kry nie. Dink jy plek vir nog? Ja. Wie is dit? Ek het skoon vergeet. Kom. Wat is sy naam? Sy naam is Josef. Is hy nie 'n bietjie groot nie, oupa? Ek dink 'n mens kan plaas van so 'n grootte 5 kleintjies aanhou. Maar dit sal gewoon nodig in die berge, maar jy sal dit nog leer. Hallo, Josef. Sjoe. Hy is dan maar groot. Nou Josef is 'n Sint Bernard. Hi. Hallo. Dis lekker. Tannie Diet het ook een keer rondgegaan, so lang vette met kort beentjies. Hy het altyd saam met my gaan speel. Hy word wakker. Amper. Ek is jammer, Josef. Bly daar. Ek wil sien hoe jy lyk. Ek wil weet wat se klere jy al het. Bly tog, skoenlapper. Kom hier, gaan sit ergens. Ag nee. Daar is hy weer. Nou te jou. Wag maar, skoenlapper. Ek sal jou nog vang. Ek wens dat ek kon vlieg. Hi. Ja? Kom trek vir jou iets warms aan, kind. Dit word koud saans. Ek kom. Oupa, wat maak oupa nou daar, hè, oupa? Ek gee jou 3 raaie, kind. Is dit 'n stoeltjie? Oupa maak vir my 'n stoeltjie sodat ek by die tafel kan bykom as ons twee eet, né? Dit is my stoeltjie, nee, oupa. Ek hoop jy hou daarvan. Ag, dankie. Natuurlik hou ek daarvan. Josef! Ek het 'n stoeltjie. 'n stoeltjie, my eie stoeltjie, Josef. Jy sal net wakker word as jy hom iets te eet gee. Nou staan hom maar uit. Kyk net.
Alles is net te wonderlik vir Heidi. Sy's bly oor haar eie bed daar hoog in die lug. Sy's bly oor haar eie stoeltjie, die skoenlappers, die berge. Sy's baie gelukkig, want vir die heel eerste keer weet sy wat dit is om ergens jou eie plekkie te hê. Ek het die aspres gedoen. Ek is jammer, Josef. Het ek jou seer gemaak? Ek is Heidi. Ek bly van vandag af by julle. As ons twee eers maats word, dan moet jy nie weer vir my knor nie, hoor? Josef, ek het met jou gepraat. Maak nou jou oë oop, man. Woef. Woef. Miau, miau. Nee, moenie. Is dit ons bokkoeie, oupa? Het hulle twee op name? Die witte is Swenley en die bruine is Berlie. Ooh. Kom lek hulle so. As oor hy sout in sy hande, die bokkoeie hou baie daarvan. Gee vir my ook 'n bietjie. Hier's 'n hele handvol, Swenley. Ag. Ek glo altyd. Toe generaal, wil jy nie huis toe gaan met jou bokkoeie nie? Ja, ek moet seker nou huis toe gaan. Ek sien jou môre, Heidi. Miskien kan ek môre saam gaan, Pieter. Ek sal môre baie vroeg kom en dan doe die hele dag om te speel. Tada! Kom aan. Sjoe, so iets het ek nog nooit in my lewe gesien nie. Oupa, kan 'n mens dit ook drink soos koeimelk? Het jy nie geweet nie? Bokkoeie gee ook melk. Kyk hier. Moet ek dit dan drink? Wie het dit al gedrink? Vanmiddag aan tafel. Ek het nogal gedink is lekker koeimelk. Wat die kerkklokke. Wat gaan nou aan? Haai! Tannie Ursula, tannie Deet het my werke toe gebring. Wat het jy gesê, kind? Ek moet in die berge bly vir altyd. Bly in die huis as jy wil speel en speel saggies. Mens sal buite niks oorkom nie, maar net toe sê die mense weer ek sorg nie goed genoeg vir jou nie. Jy tannie gehoor wat ek sê. Ek het gesê ek bly nou by my oupa op sy bergplaas. Baie stil daarbo, wonder of sy bang
vangers. Heidi is beslis nie bang nie. Sy is nou maar net 'n dag hier op die bergplaas, maar dit voel vir haar asof sy haar hele lewe hier gebly het. Die hut, die wind, die maan oor die berge is alles dinge waarvan Heidi voorheen net gedroom het. Sy weet nog niks van dit wat sy alles hier sal beleef nie. Niks van die mense wat sy hier sal ontmoet nie. Sy ken nou wel vir Peter en sy trobokoeie, maar die blomme in die berge se name ken sy nog glad nie. Daar's jou bokkie, Pieter. Sy weet so min van hierdie wêreld. Alles is vir haar nuut. Sy weet niks van die diere of die mense wat hier woon nie. En sy weet ook nog nie hoe gou sy 'n plekkie in haar se grimmige oupa se hart sal wen nie. Volgende keer sal ons julle alles hiervan vertel.